is my lekker om in die huis te wees. Ek het dikwels al hier gekuier, ek het dikwels al hier bedien. En dit is my so lekker om elke keer terug te wees hier by Goeie Nuus. En baie dankie vir die leierskap, vir wat my uitgenooi het en wat my toelaat om op die kansel te wees. En soos altyd, en wat ek altyd sê is, ek submit 100% aan die leierskap van hierdie gemeente. En baie dankie vir die voorreg wat ek het. Nou, ek het vanoggend uit Pretoria uitgery in stortreën. So, dis vreemd om te hoor, het reën in Pretoria en het reën nie in die Vaal-driehoek nie. Maar dit reën lieflik in Pretoria. Ek dink ons is klaar in die winter daar in Pretoria se omgewing. So ek sien is daarom so 'n bietjie bewolk by julle, so hopelik gaan die reën oorkom hier na julle toe. Gewoonlik kom dit van julle af na ons toe. Maar baie dankie vir die voorreg wat ek hier het. Dit is altyd vir my lekker om hier in die huis te wees. Ek wil vanoggend begin deur vir ons 'n gebed te lees. En is 'n gebed wat ek dink almal van ons ken en ek wil dit uit die boodskap vertaling wil ek dit lees, want dit is so mooi. En dit gaan 100% aansluit by my boodskap van vandag. Wie is my Vader? Wie is my Vader? Ons kan die klem op verskillende dele van daai 4 woorde lê. Wie is my Vader? Wie is my Vader? Wie is my Vader? En wie is my Vader? En as ons in die boodskap lees in Matteus, dan lees ons waar Jesus na sy disippels toe kom in Matteus 6. En hulle almal Askies, daar is ek reg. Baie dankie. En hulle vra vir Jesus, hoe moet ons bid? En Jesus kom en hy gee vir hulle die volmaakte gebed, die gebed wat ons almal ken. En in die boodskapverklaring is daar 'n verskriklike mooi vertaling van die Onse Vader gebed. En Jesus kom en hy sê, hier is 'n voorbeeld van hoe jy moet bid. Met ander woorde is 'n voorbeeld hoe ek en jy vandag ook moet bid. Die Here sê nie dis die enigste gebed nie. Hy sê dis 'n voorbeeld van hoe jy moet bid. Ons Vader in die hemel. Laat almal op aarde groot eerbied vir u heilige naam hê. Laat u nuwe wêreld tog gou aanbreek. Almal in die hemel doen wat u sê. Gee dat almal hier op die aarde ook doen wat u wil hê. Gee ons vandag genoeg om van te leef en vergeef ons waar ons nie doen wat u van ons vra nie. Net soos ons ander mense vergeef wat nie reg teenoor ons optree nie. Help ons om nooit te soeg voor versoekings nie. En pas ons op wanneer die duiwel ons wil verlei om verkeerde dinge te doen. Want aan u behoort die koninkryk, die heerlikheid en alle krag en mag tot in alle ewigheid. Amen. So mooi gebed. Maar wat vir my treffend is van hoe Jesus hierdie gebed, die aanhef van hierdie gebed met sy disippels deel, is hy begin met die 2 woorde, party vertaling sê, onse Vader, die meeste van die vertaling sê, ons Vader, en die Engelse verklaring sê, almal, our Father, which are in heaven. En weet jy, as Jesus kom en hy sê vir die disippels, ons Vader, as ek na jou toe kom en ek sê, ons gaan Spur toe, dan beteken dit, almal wat hier is, as ek die woordjie ons gebruik, is dit 'n insluitende term wat beteken almal. En as Jesus kom en hy leer sy disippels en hy sê, ons Vader, dan is dit 'n inklusiewe term wat hy gebruik. Hy sê, almal van julle is ingesluit in die feit dat hy jou Vader is. Hy is jou Vader. Hy is ons Vader. Ons is ingesluit in hierdie familie. Ons word dadelik deur Jesus deel gemaak van die Vader se familie, want hy sê julle die reg om te bid, ons Vader, my Vader, my hemelse Vader.
In 2 Korintiërs 6 vers 18, ook in die boodskapverklaring staan daar: Ek sal vir julle 'n vader wees en julle sal my seuns en my dogters wees. En gemeente, hier kom Jesus nie en hy sê, dit gaan miskien wees nie. Ek sal miskien vir jou 'n vader wees. Ek sal miskien vir jou vader wees as jy X, Y en Z doen. En ek gaan dalk vir jou 'n vader wees. En jy gaan dalk miskien eers in jou lewe dit regkry om sy seun of sy dogter sy kind te wees. Paulus kom in 2 Korintiërs en hy sê, Jesus sê, ek sal vir julle 'n vader wees en julle sal my seuns en my dogters wees. Wat 'n wonderlike, wonderlike, wonderlike belofte. Maar ek weet, alhoewel almal van ons sal erken dat ja, ek is hier want ek is 'n kind van die Here, ek het my lewe vir die Here gegee, gaan almal met my saamstem as ek sê dat daar vir elke kind 'n pa is. Is ek reg? Elkeen van ons wat hier sit het 'n pa, dis net 'n biologiese logika. Dat ek kan nie hier wees as ek nie 'n pa het nie. Ek het eers het ek 'n pa. Maar as ek die woord vader vanoggend sê, is almal van ons se verwysingsraamwerk oor 'n vader verskillend. Almal van ons. Want vir van ons roep dit slegte dinge na vore. As jy vandag hier sit en jy hoor die woord pa en ek praat met jou oor jou pa en ek verwys na jou vader, dan bring dit dalk vir jou beelde na vore van 'n pa wat mishandel. Dalk van 'n pa wat afwesig is, nog altyd afwesig was in jou lewe. Dalk dink jy aan 'n pa wat kwaai is, 'n pa wat net nooit tevrede gestel kon word of nog steeds kan word nie. Dalk bring dit in jou kop herinneringe op van 'n pa wat een van die ander kinders voortrek, wat 'n sibling het, wat 'n boetie of 'n sussie, jy het 'n boetie of 'n sussie wat pa se voorkeur was. En hy het dit baie duidelik gemaak dat hierdie een is my voorkeur. Dalk het jy groot geword, of as ek praat van pa, dan dink jy aan 'n pa wat jou van alle reg ontneem het om te praat. Jy mag niks gepraat het nie. 'n Pa wat die hele tyd straf in plaas van beloon. 'n Pa wat jou manipuleer, wat jou ongesond beheer. 'n Pa wat ontrou was, moontlik aan jou ma, en baie, baie pyn en baie, baie hartseer vir jou en vir die gesin veroorsaak het. So pa klink dalk anders vir jou. Jou prentjie van pa is dalk anders as iemand anders se prentjie van pa. Of soos in my geval wat groot geword het onder 'n harde en 'n ongenaakbare pa. 'n Pa wat onregverdig was en wat ek net nooit in my lewe tevrede kon gestel het nie. Ek moes altyd in alles beter wees. As ek 70 het, vra jy hoekom het ek nie 75 nie. As ek 75 het, dan vra jy vir my hoekom het jy nie 80 nie. As ek 80 het, dan sê hy vir my hoekom is dit nie 85 nie. Jy weet die seun hier af in die straat, Sari se seun het nou op sy rapport 85. So hoekom het jy 83 en nie 85 nie? 'n Pa wat my pa wat in alles ten alle tye ten volle in beheer moes gewees het. Orals en altyd in ons lewe. Wat ons gedwing het om huisgeheime te hou. Soos hy nie gehou het nie, was ons gestraf. En al het hierdie huisgeheime mishandeling ingesluit, al het hierdie huisgeheime seermaak goed ingesluit, ons moes stil bly en onder my pa het ek half geleer dat ek aanvaarding gaan kry as ek perform. As ek presteer, gaan ek aanvaar word. As ek iets doen, gaan ek aanvaar word. As ek net nog daai ding doen, gaan ek hom dalk tevrede stel en gaan hy dalk tevrede wees. En vir van ons wat vanoggend hier sit as ons die woord Vader hoor, bring dit goeie herinneringe mee. Jy onthou hierdie sagte, liefdevolle pa wat lag en troos en wat gedissiplineer het, maar dit was altyd in liefde gewees. Jy het dit altyd ervaar.
Hy het almal in die huis regverdig behandel. Hy was trots op elke een van sy kinders. Maak nie saak hoe hoog of hoe laag daai kind presteer het nie. Hy was trots op daai kind gewees. Hy het sy kinders aangemoedig. Hy het jou aangemoedig om jouself te wees. Hy het jou aangemoedig om jou drome na te jaag. Hy het jou aangemoedig om jou Godgegewe talente te ontwikkel. Hy het jou aangemoedig om te word wat God vir jou beplan het om te wees. Dalk onthou jy 'n pa wat voorsien het. Dalk onthou jy 'n pa wat in jou huis hoop geplant het, wat geloof geplant het, wat God se liefde en God se karakter in die huis geplant het. Dalk onthou jy vanoggend en jy sit hier en jy onthou 'n pa wat samewerking aangemoedig het en 'n pa wat nie 'n control freak was nie, wat nie 'n beheervraat was nie, wat nie altyd in beheer wou gewees het nie. Dalk onthou jy so 'n pa vanoggend. En ek wil vandag, en dit is nie Vadersdag nie, so baie cancel my hierdie preek vir Vadersdag. Maar ek wil vanoggend vir elkeen van hierdie paas, wat die laaste pa is wat ek beskryf het. Elkeen van hierdie paas wil ek geluk wens. As jy hierdie pa is wat liefde gee, wat beskerm, wat ruimte vir ontwikkeling gee, wat erkenning gee, wat begrip gee, wat genade gee, wat vergifnis gee, wat jou kind toelaat om sy talente of haar talente te ontwikkel, wat God in jou kind se lewe inplant. Ek wil vir elkeen van daai paas wil ek vanoggend geluk wens. Vir jou wat daai pa is, wat vanoggend hier sit, wil ek sê, well done. Well done, jy weet eintlik nie waarmee jy besig is nie. Well done. En as jy vandag hier sit as 'n kind, wat so 'n pa gehad het, of so 'n pa het, wil ek jou aanmoedig om na die diens jou selfoon uit te haal, en jou pa te bel as dit nog moontlik is, as hy nie reeds by die Here is nie. Om hom te bel en vir hom te sê, pa, ek honor jou vandag, en ek wil sê dankie vir die vader wat jy vir my en my siblings was. Dankie vir die voorbeeld wat jy vir ons gestel het. Maar dan is daar ook van ons wat vandag hier sit en ons ken nie 'n vader nie. Want ons het nie saam met 'n pa groot geword nie. Wat dalk nie eers ons biologiese pa ken nie. Jy weet dalk nie eens wie hy is of wat sy naam is nie. Wat wanneer ander mense oor hulle paas praat en wat hulle saam met hulle paas gedoen het en hoe hulle pa se rol in hulle lewe gespeel het, kan jy nie saam praat nie. Jy kan nie goed praat of sleg saam praat nie. Jy kan nie een van die kante kan jy saam praat. Want jy het nie daai pa gehad nie. En dan sit hier van ons wat nie ons biologiese pa ken nie, maar die Here het vir ons 'n aardse pa gegee wat vir ons goed is en wat vir ons lief is en wat alles in sy vermoë vir ons sal doen. 'n Pa wat geborgenheid gee, 'n pa wat sekuriteit verskaf, 'n pa wat ons vrese met sy liefde toemaak, 'n pa wat ons met alles in hom beskerm. Dalk is daar van ons wat in daai situasie is vandag, as ek die woord pa en vader sê. Dan aan die ander kant is daar van ons wat as kind geleer het dat ons pa kan manipuleer. Ons kan hom intimideer. Ons kan hom kry om te doen presies wat ons wil hê hy moet doen. Ons draai net die traantjies oop en ons huil, dames. Veel van ons kan dit sê, as ek gehuil het, was my pa soos rubber in my hande, soos jelly in my hande. As ek gehuil het, kon ek my pa getoer het. En van ons het groot geword in 'n huis waar ons geleer het en waar ons gewoontes aangeleer het dat ons pa kry om na ons pype te dans. Al het dit afpersing gekos, al het dit emosionaliteit behels, ons het ons aardse vaders begin beheer met hoe ons opgetree het. En ek wonder of jy dalk nou verstaan dat die woord vader verskillende dinge in verskillende mense se lewens aanspreek. Want ons verwysingsraamwerk is verskillend. As ek die woord Jesus sê, het ons almal dieselfde verwysingsraamwerk. As ek die woord Heilige, die naam Heilige Gees noem, het ons almal dieselfde verwysingsraamwerk. Maar sê ek die naam Vader, wat deel is van die goddelike drie-eenheid, wat die hoof is van die goddelike drie-eenheid, het ons almal 'n verskillende verwysingsraamwerk. En dan kom ons eers in ons lewe tot bekering, soos wat ek glo elkeen van ons wat hier sit vanoggend. Eers het ons 'n dag na die woord geluister, eers het ons hand opgesteek, eers het ons sê ja vir Jesus, en volg ons vandag vir Jesus as ons verlosser
en vir ons redder. Maar dan wil ek vandag, en my boodskap vandag is, dat ons Vaderbeeld impakteer ons verhouding met Vader. Dit impakteer ons verhouding met Vader, en jy gaan dalk vir my sê, dis nie waar nie. Jy gaan dalk vir my sê, as ek my lewe vir Jesus gegee het, is my verhouding en my kyk en my beleef en my leef saam met Vader ook onmiddellik 100% reg. Maar ek kan vanoggend vir jou sê dat uit my persoonlike lewe en uit my persoonlike 30 jaar in die ministry en my persoonlike 30 jaar, meer as 30, 42 jaar in berading en in counseling sit, kan ek vir jou sê, wat ek vir jou sê is 100% waar, dat party mense kan in 'n verhouding met Jesus staan, en ander mense kan in 'n verhouding selfs met die Heilige Gees staan, maar hulle sukkel om in 'n verhouding met die Vader te staan. Dis ongelukkig is dit die waarheid. En ek het niks teen die liedjies wat ons vandag gesing het nie, maar ek het byvoorbeeld geluister, ek het U lief, o Heer, Jesus. En ek wonder as ons moet sing, ek het U lief, o Vader. Ek het U lief, o Vader. Met alles in my het ek U lief, o Vader. Of dit vir van ons maklik sou gewees het om dit te sing. Ons kon dit dalk met ons mond gesing het, maar hier binne in ons hart is dit dalk nie die geval gewees nie. En daarom sukkel party van ons met die 2 Korintiërs belofte. Ons sukkel met ek sal vir jou 'n vader wees en jy sal my seun wees, jy sal my dogter wees. En ek gaan verder met dit om te sê, as gevolg van dit sukkel ek en jy met ons nuwe identiteit. Want toe ons vir Jesus ja gesê het, toe hy ons gereinig het met sy bloed, toe hy ons gewas het met sy bloed, toe hy die skarlaken gevat het en hy het so wit so sneeu gemaak, sê die woord van die Here vir ons, het hy vir ons 'n nuwe identiteit gegee. Ek het jou nuut gemaak, jy is nuut, die oue is verby. En ons sukkel met ons identiteit. Ons sukkel met wie en wat ons in Christus is. Ons sukkel om in die vryheid wat hy vir ons gegee het te beweeg. Om in die vryheid te leef wat hy vir ons gegee het. Ons sukkel daarmee want ons verstaan nie die woord vryheid en Vader in een sin nie. Reg oor die wêreld sukkel die kerk van Christus, die kerk van die Here, die body sukkel hiermee. Die body is besig, daar is soveel dinge wat in die body wêreldwyd aangaan, dat ek wonder somtyds hoe gebreek die hart van God die Vader is, as hy oor die wêreld kyk wat sy kinders besig is om te doen. Jy hoef maar net die media te lees, jy hoef net te lees wat wêreldwyd in die kerkwêreld aangaan. En dit breek my hart. Want dis nie die Vader se hart. Die Vader het vir ons vryheid deur sy seun Jesus gegee, maar ons slaan mekaar weer in kettinge. Die Vader het vir ons vryheid gegee, maar soms met leerstellinge en dogma en allerhande moeds en moenies, slaan ons die kinders van die Here wat veronderstel is om vry te wees, slaan ons hulle weer in kettinge in. En maak ons hulle weer vas, en kom die wêreld met al sy goed, en die wêreld kom slaan ons in kettinge, en dan maak ons weer vas, en ons sukkel om in ons vryheid te beweeg. Onlangs het ek in 'n gesprek na 'n jong pa geluister, baie mooi kind van die Here, baie jong pastoor in die ministry daar in Pretoria, en hy sê met die geboorte van sy eerste seun, hy sê hy het die opgewondenheid, want hy het sy eerste ou seentjie, en die eerste enetjie is 'n ou seentjie. Hy sê en hy kyk na hierdie ou seentjie, en sy pa hart is besig om uit sy lyf uit te klim, en hulle stoot die wiegietjie stoot hulle, en hy loop al agter die wiegie aan. Hy sê en hy kyk vir hierdie ou seentjie, en hy dink, joe, jy het dit gedoen. Kyk hierdie seun, kyk hierdie billetjie van jou. Hy sê onmiddellik sê hy, "Jog, dankie Here, maar my seun, jy weet nie wat droompa vir jou nie. Jog, ek gaan vir jou leer rugby speel."
jong, jy gaan die beste klein hakkertjie wees, want dit is net so kort klein mannetjie, so frissiekie. Jy gaan die beste hakker wees, want daar is jou pa gaan jou leer om haker te wees. En jy gaan die beste, jou pa gaan vir jou leer. En weet jy gaan dit, jou pa gaan dit vir jou leer. My seun pa sê vandag vir jou, jy hoor nie, jy is nog verkrimpeld en verrompeld. Jy gaan die beste wees. Hy sê, terwyl hy so pa wees hier agter sy seentjie aanstap, so oorloop met trots, hy sê Heilige Gees vir hom, en nou gaan jy hom vir my teruggee. Hy sê, en dis asof iemand 'n kan water oor sy kop uitkeer. Hy sê, en hy raak dadelik paniekerig, en hy sê, nee, Here, jy kan nie, jy het hom nou net vir my gegee, asseblief, my seun kan nie sterf nie. Jy kan nie my seun nou laat sterf nie. Hy is nog op pad na hulle moet hom nog gaan skoonmaak. Nou kom sê vir my, ek moet hom, Here nee, en die Here sê vir hom, ek het hom vir jou gegee, maar nou gaan jy hom vir my teruggee. En hy sê, in daai oomblik, ervaar hy dat die Here vir hom sê, ek het nie vir jou gesê, ek gaan jou seun laat sterf nie. Ek het vir jou gesê, jy moet jou seun vir my teruggee. Ek het hom vir jou gegee, maar jy gaan hom vir my teruggee, want ek weet wat my drome vir hom is. Ek weet wat my planne vir hom is. Ek weet wat in die lewensboek van sy lewe geskryf staan. Ek weet waar hy gaan in die lewe. Ek weet wat hy gaan bereik in die lewe. Ek weet van die goeie dinge in sy lewe. Ek weet van die slegte dinge in sy lewe, want ek het dit in sy lewensboek ingeskryf. Ek het al daai talentes en gawes in sy moeder skoot in hom ingeweef. Jy moet hom vir my teruggee, want as jy hom gaan vat en groot maak, gaan jy rather pretty much dit opmors. Dis sy woorde gewees. Hy sê dan in daai oomblik, en ek gaan die woorde gebruik, en ek hoop nie julle dink ek is kras nie. Hy sê in daai oomblik, vrekke die ekke in alle plekke. Hy sê, soos ek daar staan, en ek in hierdie hospitaalgang, agter hierdie trolley aanloop, julle weet mens, as ons met die Here praat, voel dit soos 'n uur, maar dis 'n minuut. Hy sê, vrekke die ekke in alle plekke. Hy sê, en 'n gevoel van absolute vryheid neem van my besit. Hy sê, die las val van my skouers af, want ek weet, die Here gaan my kind groot maak. Die Here is in beheer van my kind se lewe, nie ek nie. Die Here, omdat hy in beheer is van my kind se lewe, sal die Here die finansies voorsien. Ek hoef nie planne te maak daarvoor nie. Sal die Here sy toekoms voorsien. Ek hoef nie daarvoor myself nagtelang wakker te lê nie. God is in beheer. En hy sê vir ons, hy sê, en weet julle wat se vryheid was daarin, toe ek besef, wanneer die ekke vrekke, dan neem God in totaliteit oor, en ek kan terugstaan, en ek kan vry wees, om te wees wat God wil hê ek moet wees. En ek deel vanoggend hierdie met julle, want ek wil vanoggend weer die vraag vir jou vra, wie is God die Vader vir jou, en wie is jy in God die Vader? Wie is God die Vader vir my, en wie is ek in God die Vader? En leef ek werklik as 'n kind van die Vader? Glo ek regtig dat hy vir my goed beplan en nie sleg nie, want sy woord sê dit? Glo ek regtig dat hy my nuut gemaak het, want sy woord sê dit? Glo ek regtig dat hy 'n regverdige en 'n genadige God is, want sy woord sê dit? Glo ek dit regtig? Glo ek regtig dat hy sal voorsien in al my behoeftes? Glo ek regtig dat niks vir hom onmoontlik is nie? Niks nie. Glo ek dit regtig as sy kind? Of beheer ek my verhouding met Vader? Sê ek, Vader, dis wat ek wil doen, dis wat ek wil doen, kom asseblief in pas hiermee. Dis my plannetjies, val asseblief in by my plannetjies.
Kom aan ouens, kom ons wees eerlik met mekaar. Hoeveel van ons doen dit? Ek het groot geword in 'n era waar die ou mense altyd gesê het, nou moet ek versigtig praat want ek is ook 'n ou mens. Ek het groot geword in 'n era waar hulle gesê het, as dit God se wil is. En ek het as kind groot geword en agter elke ding, ons gaan na April-see toe, as dit God se wil is. Ons gaan dit doen, as dit God se wil is. Dis deesdae so raar om dit te hoor, as dit God se wil is. Dis amper of dit is my wil en die Here kom pas aan by my wil. Dit is my planne, kom pas aan hier by my planne. Partykeer kom ons en ons sê, Vader, ek glo dat U in staat is om my finansies heeltemal te verander en my situasie heeltemal verander, maar sal U ook asseblief, Vader, sal U ook net my eie plannetjies bless. Glo U sal voorsien, maar sal U asseblief net ook gou my eie plannetjies bless. Of ons sal sê, Vader, ek glo dat U my liefhet. Ek glo dat ek vir U die appel van U oog is. Maar hoekom gaan dit so goed met hulle wat U nie liefhet nie? Sjoe, dink U nie dis 'n bietjie onregverdig nie? Dat hier ry ek met my skedonk wat die wiele van afval en Koos ry alweer met 'n nuwe kar. En Koos dien nie eers nie. En ek dien U. Kyk hoeveel doen ek vir U. En ek het nog steeds my ou skedonkie. Is dit nie wat ons partykeer doen nie, ouens? En as ons in 'n strafverhouding in ons huise onder ons paas groot geword het, 'n seermaak verhouding, dan is dit soms baie keer slegs op die onbewustelike vlak wat ons vrees dat ons hemelse Vader ook vir ons net straf in gedagte het. Dat hy net gaan straf. En wanneer daar slegte dinge met ons gebeur, soos jy verloor iemand, jy staan iemand aan die dood af, of daar gebeur iets, dan kan ons partykeer glo dat, ja, my pa het nie omgegee of het goed gaan met my of sleg gaan met my nie, so my hemelse Vader gee ook nie om of daar slegte goed met my gebeur nie. Hy maak my doelbewus seer. As ek onder mishandeling groot geword het, dan is elke slegte ding en elke krisistyd in my lewe en elke vallei van doodskaduwee en elke moeilike situasie waardeur ek moet werk, dan kom dit as gevolg van dit wat my pa met my gedoen het en as gevolg van daai memory bank wat in my is, kom en ek dink dat dit is die manier waarop 'n pa moet werk en hy maak my seer want hy's my pa, in plaas van dat ons besef dat God se genade ook in daai situasie is. So as ons nooit goed genoeg was vir ons aardse vaders en ons vir erkenning moes gewerk het, sal ons dink dis wat ek met die hemelse Vader moet doen. Ek moet werk vir sy erkenning, ek moet werk vir sy goedkeuring. Hoe meer ek werk vir hom, hoe meer en groter gaan sy goedkeuring wees. En ouens, ek het vir julle vertel dat dit is die huis waarin ek groot geword het en die dag toe die Here vir my sê, jy het klaar my goedkeuring, ek het my seun gestuur om vir jou te sterf nog voor jy gebore was. Jy hoef nie te werk vir my aanvaarding nie. Jy hoef nie te werk vir my goedkeuring nie. Ek het jou goedgekeur, daarom het my seun vir jou gesterf. Die dag toe ek dit besef, dat my werk, selfs in die kerkwêreld, dit wat ek doen in hierdie aardse lewe wat ek lewe, ek hoef dit nie te doen, sodat die Vader meer lief is vir my, en dat die Vader my meer sal aanvaar, en dat die Vader my meer sal bless, en dat die Vader meer van my sal dink nie. Hy het klaar soveel van my gedink, dat hy sy seun gestuur het. Hy was so lief vir my, dat Jesus vir my kom sterf. Ek hoef die Vader nie te impress nie. En daar het 'n vryheid oor my gekom. Daai vryheid, daai vrede wat alle menslike verstand te bowe kom. Of jy nou van my hou of nie, is nie dit pla my nie, my Vader hou van my. Of jou opinie oor my positief of negatief is, my Vader se opinie is die belangrikste. Ek hoef jou nie te beïndruk nie, want ek hoef my Vader nie te beïndruk nie. Ouens, luister net wat ek sê. Laat toe dat die Heilige Gees vandag met jou praat. Hoekom wil ons partykeer ons hemelse Vader probeer beïndruk met wat ons doen? Ons hoef hom nie te beïndruk nie. Jy kan hom nie beïndruk nie. Want hy is beïndruk met jou. Hy is lief vir jou. Maar ek gaan terug na hoe ons aardse Vader met ons gewerk het in die huishouding waarin ons groot geword het, is die verhouding wat ons met ons hemelse Vader sal hê
Dit gaan ons vryheid in Christus bepaal. Dit gaan dit ons vrymaak of dit gaan ons vryheid beperk. As ek as kind bang was, as ek gevrees het om my pa se teenwoordigheid in te gaan, want ek het nie geweet wat wag op my nie, gaan ek 'n linkerklap kry, gaan ek 'n regterklap kry, gaan ek 'n belediging kry, gaan hy my wegstoot, gaan hy vir my sê ek het nie nou vir jou tyd nie, gaan hy vir jou sê gaan speel, ek wil jy's lastig, jy's hier onder my voete. Sal daar wanneer ek in die teenwoordigheid van God die Vader moet ingaan, sal ek myselfde vrese saam met my dra. Ek sal bang wees om in God se teenwoordigheid in te gaan, want ek is bang vir wat gaan gebeur in sy teenwoordigheid. En ek gaan nie die vryheid hê om in God se teenwoordigheid in te beweeg nie, wetend sy teenwoordigheid is sy liefde. Sy teenwoordigheid is sy genade, sy teenwoordigheid is waar daar vrede heers, sy teenwoordigheid is waar die herstel is. En kan julle sien wat was die werk van die vyand nog deur al die eeue heen, is om skeiding te bring tussen die aardse kind en die aardse Vader, sodat daar skeiding is tussen die aardse kind en die hemelse Vader. En ons loop nie in ons vryheid nie, ons is lief vir Jesus, ons is lief vir Heilige Gees. En ek het lank gedink of ek hierdie voorbeeld moet gebruik, en ek ervaar net Here sê ek moet hom gebruik. In my beradingsopleiding het ek onder 'n prof gestaan, wat ons opgelei het, en hy het vir ons die verhaal vertel van die skade wat 'n aardse pa kan aanrig wanneer 'n mens tot bekering kom. En hy sê hulle het 'n pastoor het hom gebel, dis jare terug nou, jare terug. En vir hom gesê hy het 'n dame in sy gemeente wat hy asseblief 'n beradingssessie mee wil hê, maar hy wil hê hierdie ou moet insit net as 'n beraader, as 'n opgeleide beraader, want hierdie gaan 'n moeilike situasie wees. Want hierdie dame is baie aktief in sy kerk, baie aktief in sy kerk. Is 'n leier in sy kerk, sy dien op die rade, sy's geesvervuld, sy beweeg in die gawes van die Gees, sy betaal haar tiendes, sy is absoluut uitverkoop aan die koninkryk van die Here. En hy het begin met 'n reeks wat gaan oor die Vaderhart van God. En hy het begin preek oor die Vader. En so na die tweede diens, die tweede week, het sy hom gebel en vir hom sê, pastoor, ek is jammer, ek kan nie die dienste bywoon terwyl jy oor die Vader preek nie. Hierdie vrou wat uitverkoop was aan die koninkryk van die Here. En hy sê, hy kon dit nie verstaan nie, en hy sê vir haar, maar wil jy met my daar kom praat? En sy sê toe van pastoor, dis diep goed hierdie, dis baie, ek weet nie of jy reg is daarvoor dat ek met jou gaan kom praat, en toe bring hy hierdie vriend saam. En in die sessie wat hulle toe praat, toe sê sy, pastoor, ek wil hê, jy moet weet, ek is ontsettend lief vir Jesus Christus. Want hy is my verlosser, hy is my redder, hy het alles vir my gegee. En ek is ontsettend lief vir die Heilige Gees, ek kan niks sonder die Heilige Gees doen nie, maar ek kan nie myself met die Vader vereenselwig nie. Want my aardse pa, wat 'n pastoor was, het my weekliks in die nag na my kamer toe gekom. En as dit wat gebeur het klaar verby was, het hy my gedwing om langsom langs die bed op my knieë te gaan en die hemelse Vader om verskoning te vra dat ek my aardse Vader verlei. En as jy preek en sê, laat toe dat die Vader jou nader aan hom trek, laat toe dat jy vandag op die skoot van jou hemelse Vader gaan sit, dat hy jou lief het, dat hy vir jou wys hy's lief vir jou, kan ek nie myself met dit vereenselwig nie. En ek het vir die Vader gevra of moet ek vandag hierdie voorbeeld gebruik, en ek wou nie, dis nie my notas nie, die wat my notas wil kyk. En ek het net ervaar, Heilige Gees sê vir my, ek moet dit nou sê. Want hier is van ons wat 'n skewe beeld het van ons aardse Vader, 'n seermaakbeeld, 'n mishandelingbeeld, 'n nooit goed genoeg beeld nie, 'n nooit reg wees beeld nie. Altyd moet presteer, altyd moet lyk as moet probeer om die beste te wees, sodat ons die goedkeuring van ons Pa kan kry. En daarom sukkel ons om in die teenwoordigheid van die hemelse Vader in te gaan, want die pyn en die herinnering van die aardse Vader is te veel. En ons is kinders van die Here, maar ons leef nie vry nie. Ons is nie vry nie. Ek bid vandag dat jy wat hier sit, dat jy sal besef en dat jy sal weet, dat jou hemelse Vader jou lief het. En dat hy net goed in gedagte vir jou het.
En dat jy van daardie vryheid, wanneer jy jouself ten volle vir hom gee, dat jy vanuit daardie vryheid sal leef. Want my liewe broer en suster, my liewe vriend en vriendin, is al wanneer jy werklik vry gaan wees, is wanneer jy doodgaan vir jou eie wil, wanneer jy doodgaan vir jou eie begeertes, wanneer jy doodgaan vir jou eie begeerte om te beheer en in beheer te wees en te manipuleer totdat jy in beheer kom of tot jy die beheer kan kry. Of soos wat daai jong pastoor gesê het, wanneer jy vrekke vir die ekke in alle plekke. Net dan en alleen dan gaan ons vry wees, ouens. Alleen dan gaan ek my nuwe identiteit verstaan. Alleen dan gaan ek verstaan maar die ou is verby en die nuwe het gekom. Ek hoef nie soos die ou mens te dink nie. Ek hoef nie op te tree vanuit die verwysingsraamwerk van die ou mens nie. Ek hoef nie op te tree en te praat en te maak met die verwysingsraamwerk van die ou mens nie. Die ou het verbygegaan, die nuwe het ingekom. En dan eers, as ek volle beheer oorgee, as ek ten volle in my nuwe identiteit instap, dan sal ek aan blom waar ek geplant is. As ek nie in daai identiteit kan instap nie, kan ek nie blom waar ek geplant is nie, want ek gaan altyd wonder of is ek die kakiebos en die ander is die rose. En altyd wonder, het ek 'n plek in hierdie huis? Ek gaan altyd wonder of maak ek saak. Ek kan nie blom waar ek geplant is nie, want ek kyk na myself as 'n kakiebos en ek sien myself nie as 'n roos wat blom en wat 'n mooi reuk en 'n mooi geur en iets moois na buite toe uitstraal en ander mense bly maak, ander mense gelukkig maak nie. En eers as ek op daai plek kom waar ek myself ten volle kan oorgee, gemeente, dan gaan hierdie volgende 2 versgedeeltes vir jou 'n bewaarheid word. In Jesaja 64 vers 8 en ek lees die Afrikaans 83 staan daar: U is ons Vader, Here, ons is klei en U het ons gevorm, ons is almal die werke van U hande. Met ander woorde, my eie woorde, U is my Vader en ek gee myself aan U terug. U is my Vader, hierdie stikkende dele in my binneste van wat 'n aardse pa veroorsaak het, wat ander mense veroorsaak het. Here, ek gee hierdie stikkende dele vir U terug en ek vra vandag vir die pottebakker, vat dit asseblief, vat hierdie stukke en gaan sit dit terug, breek dit, gaan sit dit terug op die pottebakkers se wiel. Breek my as dit nodig is. Maak my oor as dit nodig is, Here. Slegs dan gaan daai vers vir my die waarheid word. Slegs dan, ouens, gaan ek nie bang wees om vir die Here te sê, Here, ek het droog gemaak. Jo, Vader, Abba, hier het ek verkeerde draai gevat, hier het ek verkeerde ding gevat. Maar U is my Pa. Sal Jy asseblief hierdie verkeerde vat en dit wegvat en my vergewe daarvoor, my vryspreek daarvan en sal U daai optrede van my nuut maak, want ek wil dit nie weer doen nie. Ek het in baie nie heilige tale nie, vreemde tale met die taxi voor my gepraat vandag. En Abba, ek het nie vir hom gebless nie. Ek het actually vir hom gekus. Ek het actually iets gedoen wat nie die Vaderhart is nie. Dan gaan ek die vrymoedigheid hê om na hom toe te gaan. En ek gaan nie na hom toe gaan en sê, ja, maar Here, het U gesien wat doen hy? Hy jaag jy op die geel lyn verby. Hy skiet klippers op wat my vooruit stukkend spat. Hy druk sommer net in. Hy sny net in. En hy ry 'n krok wat uitmekaar val. Nou breek die kar nog voor my en dan is ek binne in hom vashok. Ek gaan soek nie verskonings en verklaringe en redes by Abba se voete hoekom ek gedoen het wat ek gedoen het nie, want ek is vry, ek is nie bang vir hom nie, ek is nie bang dat hy my gaan mishandel nie. Ek kan na hom toe gaan en sê ek het droog gemaak, Papa. En vergewe my. Help my, dat is dieselfde taxi. Wie van julle ry die R21? 3 of 5 mense in die kerk, ek ry hom elke week.
Wie van julle ry daar by Olifantsfontein waar hulle die paaie toe maak, waar hulle die lane van 4 aftrek na 2 toe na 1 toe? Ja, amen, ek ook. En wie van julle ry daar en kom hulle op die geel baan hierdie kant verby gejaag en jy bid net, Here, die bane is klaar so nou het ons sommer 3 bane hier, so waar gaan ek nou heen? Dis nie maklik nie, ouens. Daar gebeur elke dag goed in my en jou lewe wat nie maklik is om die beeld van die Here uit te leef en 'n kind van die Here te wees. Maar my gebed vandag is dat jy sal besef dat jy 'n hemelse Vader wat jou nie gaan vernietig as jy vir daai taxi sê kry vir jou. Nou die dag toe ry ek so en hulle kom hier van agter af kom hulle verbygedruk. Nie sommer die taxi's nie, almal wat daar met hulle grand karre daar teen Bisa toe wil gaan. Hulle kom hier so verbygedruk. En nou stik vir die ou voor my en kyk. En ek sien hoe skuif hy oor. Nou, my man het dit gedoen. Ek net weer so kyk, watter vrouens in die huis se mans ry doelbewus wydspeen oor die geel streep wat niemand aan die linkerkant kan verbydruk nie. Watter dames ry doelbewus oor die geel streep wat hulle nie kan verbydruk nie. Eerlikwaar ek nie, want ek is te bang hulle stamp my en ek het net 1 kar. Maar my man was hier die wydspeenryer. Hy het net, dan sê ek lief, jy moet dit nie doen nie. Dan sê hy, mag jy daar ry nie? Dan sê ek, maar jy mag ook nie daar ry nie. Two wrongs doesn't make a right, ja. Maar in elk geval nou ry ek en hier kom hierdie ou en hy kom van agter af. Ek so blou BMW. Hier ry BMW's. So blou BMW en hy kom hier en hy ry. Maar nou hou ek die ou voor my dop. Nou hou ek daar skuins voor is so handgeplante paal houtpale bord wat die detour nou wat nou sê ry so. Nou hou ek dit net op en sê, hierdie knaap met sy BMW, hy kan maar dink hy's op Formula 1. Hy is not gonna make it. Want hoe nader hulle aan daai paal kom, hoe meer skuif hierdie man voor my vorentoe. Skuif hy oor. Ek het net daar gesit, ek het die hele situasie dopgehou en eventually moes die BMW toe nou afslek want hy sou in die paal vasgery. Hy sou sy kar afgeskryf het in daai paal. En hierdie ou, toe die ou klaar afgestop het, gebreek het. Jy sien die klippespad, gaan hy terug in sy baan in. Toe dink ek, Jesus Here, hoeveel keer doen ons dit as kinders van die Here? Ons druk iemand so uit hulle baan uit. Met die wens in ons harte dat hulle self teen 'n paal vasry en in 'n baie groot vernietigende situasie kom. Is dit die hart van die Vader? Is dit wat Vader wil hê ons moet doen? En sien, as ons nie die vryheid van die Vader ken nie, as ons nie op daai plek is waar ons kan sê, maar U is die pottebakker en ek is die klei, Here, hierdie optrede van my was nie reg nie. Ek moes dit nie gedoen het nie, want daar's dalk mense in die kar agter my en agter op my kar is 'n kruis. Agter op my kar staan Psalm 91. En ek is besig om iemand van die pad af te druk. Gaan hierdie vers nie vir ons die waarheid word nie, en ook nie 1 Korintiërs 8 in die Nuwe Lewende Vertaling vers 6 wat sê, vir my is daar net een God, naamlik ons, my Vader, uit wie alles afkomstig is, en my lewe is op hom gerig. Maar vanoggend wil ek vir jou vra, hoekom sukkel ek en jy dan so? Hoekom dis eintlik is jy, ek weet nie of jy met my sal saamstem, dat dit soos common sense klink nie. Klink my boodskap vir jou vanoggend soos common sense? Julle kan sien, ek werk nie in 'n teater nie. Ek is nie gewoond in hierdie skerp lig nie. Ek dink alles wat ek sê klink soos common sense vir ons. Maar kerk van Christus, hoekom sukkel ons om in vryheid te beweeg? Hoekom sukkel ons om ligdraers na buite te wees? Hoekom loop oor die wêreld heen kerke leeg? Hoekom in elke dorp word kerke verkoop? Want daar is nie meer lidmate nie. Hoekom sit ons in 'n situasie waar groot kerke net doeteenvoudig nie meer hulle deure kan oophou nie, want daar's nie lidmate nie? Hoekom leef ons in 'n situasie waar die wêreld al hoe meer boos raak? Is die wêreld nie veronderstel om al hoe beter plek te word, omdat daar kinders van die Here in die wêreld is nie? Is vereniging, is Russiewil, is Drie Riviere nie veronderstel om beter omstandighede te hê en 'n beter lewensstandaard te handhaaf,
waar mense lief is vir mekaar en waar mense daar is vir mekaar nie, want daar is soveel kerke in hierdie omgewing. Hoekom maak ons nie 'n verskil in die wêreld nie? Hoekom nie? Hoekom sukkel ek om te aanvaar wie ek in Christus is? Hoekom sukkel ek om in vryheid te leef? Hoekom dink ek moet God probeer beïndruk? Hoekom dink ek kan nie in God se teenwoordigheid inbeweeg nie, want hy gaan my te nakom, hy gaan my straf? Hoekom dink ek dat selfs die dinge wat ons deur die vallei van die doodskaduwee stuur, hoekom dink ons is omdat God nie vir ons lief is nie, die Vader gee nie vir ons om nie, dis hoekom hy hierdie goed met ons laat gebeur? Hoekom? En my antwoord vandag is dit. Sit vir my die volgende slide op asseblief. Daar is jou antwoord. En ons almal ken dit, ons almal ken die iceberg. The iceberg philosophy. Dis nie wat bo kan die water is wat die verskil maak nie. En as kinders van die Here, wanneer ons harte vir die Here gee, dan gaan verander ons bo die water. Ons gaan werk aan dit wat mense kan sien. Dit wat mense kan hoor. Ons gaan werk aan dit wat ons laat goed lyk, wat ons laat goed voel. Maar ons sukkel om in vryheid te beweeg, want ons laat nie toe dat daar onder die water met ons gewerk word nie. Ons laat nie toe dat selfs die Here dieper gaan as wateroppervlakte nie. So my vraag vanoggend is, how much is underwater in our lives? How much is underwater? Want dis wat onder die water is, dis wat diep weggesteek is, dis wat dieper is, dis wat in ons binnemens weggesteek is, dis wat in ons harte lê, wat ons nie eers bereid is om voor iemand anders te bely nie. Dis daai goed wat ons verhouding met die Here beïnvloed. En is daai diep onder die water weggesteekte goed binne die kinders van die Here se lewens, wat maak en wat veroorsaak dat die kerk nie 'n impak op die omgewing maak nie. My hart is vir die koninkryk. Ek sal nie al vir 30 jaar voltyds in die bediening staan as my hart nie vir die koninkryk is nie. My hart is vir God se mense. My hart breek as ek sien hoe God se mense worstel met hierdie diep binnegoed, maar hulle wil dit nie vir die pottebakker gaan gee nie. Hulle wil nie hierdie haat nie, hulle wil nie hierdie woede nie, hulle wil nie hierdie kritiek nie, hulle wil nie hierdie onvergewensgesindheid nie, hulle wil nie hierdie jaloesie nie, hulle wil nie hierdie seermaak goed, wil hulle na die Vader toe vat en sê, Vader, ek wil hierdie goed nie meer hê nie, hierdie goed kan my nie meer dryf nie, hierdie gevoel van minderwaardigheid kan my nie meer dryf nie, en nou veroorsaak dat ek meerderwaardig is teenoor ander mense nie. Hierdie gevoel van ek is nie goed genoeg nie, moet my nie meer dryf dat ek nou oor ander mense begin loop nie. Hierdie gevoel van ek was nooit aanvaar nie, moet my nie begin dryf dat ek iets word wat ek nie is nie. Vader, help my dat ek nie meer in beheer is nie. Help my dat ek nie meer manipuleer nie. Dis diep binne goed hierdie. Dis diep onder die wateroppervlakte goed hierdie, wat net die Heilige Gees kan aanspreek. Dis net die Heilige Gees, want jy het dit dalk nog nooit eers vir iemand anders gesê nie, maar die Heilige Gees en God die Vader en Jesus Christus weet daarvan. Is dalk hierdie vrees vir straf of vir seermaak, is dalk hierdie afwesigheid van my pa, dis dalk hierdie van ek is nie goed genoeg nie, dis dalk hierdie vrese en hierdie bangwees wat hier onder my diep waterlyn lê, wat in my diep binne goed is en waarvan ek as kind van die Here nog nie weggestap het nie. Ja, ek is kind van die Here, maar ek loop nie in my nuwe identiteit nie, ek loop nie in my vryheid nie, ek loop nie in dit wat God vir my wil hê ek moet inloop nie, want my diep binne goed beheer my nog steeds. Want ek vat dit nie na die Here toe nie. Ek vat dit nie na die pottebakker toe nie. En julle sien ouens, as ons nie gaan toelaat dat Vader daardie diep binnegoed van ons vat nie, dat hy daai diep binnegoed klei gaan breek en dat hy die klei weer vorm en dat hy sê, jy het altyd gevoel jy is nie goed genoeg nie, maar ek wil jou oormaak. Ek wil jou laat weet jy is goed genoeg.
Jy is die appel van my oog. Jy hoef nie ander mense te impress nie. Ek is klaar impressed met jou. Ek wil hierdie seer maak van jou vat en ek wil vir jou permanente genesing gee. Ek wil hierdie hartseer en hierdie woede vat en ek wil vir jou vrede gee. Here, kom vat hierdie diep binnegoed mens van my. Vat hierdie goed wat ek nie oor praat nie. Vat hierdie goed wat ek wegsteek. Here, en as ek net op die buitekant leef, julle weet dat die ou wat die Titanic gebou het gesê, nie eens God kan hierdie skip sink. Ons weet wat het gebeur met die Titanic. Want hulle die bokant van die water raak gesien. En die skade was aan die onderkant van die water gewees. My liewe vriend en vriendin, ons skade lê aan die onderkant van die water. Van ons lewensbote maak dit nie, van ons lewensbote dobber die hele tyd, dit sukkel die hele tyd, dit kan nie op die oop waters kom nie, dit kan nie vaar nie, want daar is diep binne goed, daar is diep onder die waterlyn goed wat nie uitgesorteer is nie. En my gebed vir jou vanoggend, my gebed vir die liggaam van Christus, my gebed vir waar die woord van die Here verkondig word wêreldwyd. Ouens, daar skade in die kerkwêreld, man. Ons groot skade in die kerkwêreld. Onlangs het die hoof verlede jaar, Mike Pickley, het internasionaal die hoof van die International House of Prayer van IHOP, hy was ons internasionale hoof, godsman. Het in die openbaar uitgekom wat hy in die duister gedoen het. Weet jy wat se skade is daar in die kerkwêreld wêreldwyd? En dan vra die kerk, hoekom wil die wêreld nie kerk toe kom nie? Hoekom wil die wêreld nie die Here aanvaar nie? Hoekom wil die wêreld nie die Here volg nie? En ouens, is omdat ons diep onder die waterlyn binne goed het, wat van waar ons werk, van waaruit ons werk. En ons werk, ons sê ons werk volgens die vrug van die Gees, maar nee, ons werk vanuit die vrug van die pyn van die verlede. En my gebed vandag is dat ons met onsself net so 'n bietjie eerlik sal wees. So my vraag is, en ek wil vir die band vra om op te kom, my vraag is, wie is die Vader vir jou? En wie is jy in die Vader vandag? Hierdie diep binne goed. Jesus kom by die vrou by die put van Samaria, by die Samaritaanse vrou, en Jesus praat nie met haar oor blommetjies en bytjies en die son en die wind nie. Jesus begin en hy praat oor haar diep binne goed. Daai vrou kom en sy sê, wie is hierdie man wat met my praat oor dit wat in my lewe in die gang is, asof hy my ken? En Jesus kom en hy praat met haar oor haar diep binne mens goed. En hy sê vir haar, ek wil hê jy moet weet wie die Vader is. Ek wil hê jy moet weet wat is die bron van die lewe. Ek wil hê jy moet weet waar is die lewende water. Ek wil hê jy moet dan kom drink. Ek wil hê jy moet besef dat jy kan heeltemal nuut gemaak word. Kom net na die Vader toe. Kom na die Vader toe en gee jouself vir die Vader. En eers toe sy daai vryheid gekry het, ouens, julle ken die verhaal van die Samaritaanse vrou. Eers toe kon sy 'n impak op haar community gaan maak het. Sy kon tot daar nie 'n impak op haar community maak waar sy gebly het nie. En die vrouens wou nie eers saam met haar by die waterput gaan water skep het nie. Sy moes op 'n uur gaan waar daar niemand anders by die waterput is nie. En as sy deur die dorp geloop het, het hulle haar name genoem en het hulle 10-1 haar geskel vir die leefstyl wat sy het. En toe sy toelaat dat die kenner van die diep binne mens goed, die diep binne mens goed, die Vader wat alles ken en alles weet, dat daai Vader hierdie diep binne mens goed van haar vat en vir haar nuwe gee, vir haar nuut maak, vir haar nuwe lewe gee, daai vrou omgedraai en sy het dorp toe gegaan en gaan lees jou Bybel en die hele Samaria het tot bekering gekom. Want sy het surrender. My vraag volgende vir jou is, wie is jy in die Vader? En wie is die Vader vir jou?
Leef jy in die volkome vryheid wat Christus vir jou gegee het? Probeer jy nog om iemand te beïndruk? Probeer jy om iets te wees wat jy weet jy nie is nie? En daardeur gaan vir jou erkenning en ervaring kom. Ek wil vanoggend vir jou vra, wil jy nie toelaat dat die Vader hierdie diep binnegoed van jou vat nie? Wil jy nie vanoggend 'n besluit neem en sê, Here, ek leef nie meer nie. Ek het besef vanoggend onder die woord, ek het tot 9 uur vanoggend toe het ek geleef. Tot 8 uur vanoggend toe het ek geleef, my belange, wat vir my belangrik is, hoe ek dit gedoen wil hê, hoe ek dit sien. En dis alles dalk vanuit my diep binnemens goed is dit gebore. Here, ek wil nie meer nie. Want ek het U lief, Here. Ek het U lief. Ek het U lief. Ek wil gaan blom waar ek geplant is. Ek wil 'n verskil maak by my werk. Ek wil 'n verskil maak in my huis. Ek wil 'n verskil maak in my kerk. Ek wil 'n verskil maak in my dorp. Ek wil 'n verskil maak in my familie. Here, ek het U lief. Maar ek kom vandag en ek gee myself. Ek gee my wonde. Ek gee my seer kry. Ek gee my twyfel. Ek gee my kwaad. Ek gee my bitterheid. Ek gee my haat. Ek gee my magsbewustheid. Ek gee my jaag om in beheer te wees. Ek gee hierdie goed vir U, want sonder U is ek niks. U is in beheer. Ek wil vrekke vir alle plekke. Wil jy nie vir oggend daai besluit neem nie? Ek kan dit nie namens jou besluit nie, want ek ken nie jou lewe nie. Ek ken nie jou verwysingsraamwerk nie. Ek weet nie waarteen jy elke dag en wat 'n monsters jy moet veg elke dag net om te survive nie. Maar ek ken 'n God. Ek ken 'n God wat 'n 4de man sal stuur om in die vuur saam met jou te staan. Sodat die vuur nie eers jou hare sal skroei nie. Ek ken daai God, ek ken daai Vader. Vandat ek oorgegee het vir hom, vandat ek besef het, ek hoef nie iets te doen om hom te probeer beïndruk nie. Want hy is nie my aardse pa nie. Hy is my hemelse pa. Hy het daar vir my vryheid gekom. Wil daar nie volgend vir jou vryheid kom nie. Ek wil jy moet opstaan en die band gaan vir ons begin met 'n ou liedjie wat ons ken, I Surrender All. En ek wil vanoggend vir jou vra, moenie dit net 'n lied maak nie. Want ons ken die woorde en is 'n nice song. Ek wil vir jou vra, wil jy nie jou oë toemaak en vanoggend net daar staan en ek praat met myself ook. Want daar's in my lewe ook dinge. Daar's in my lewe ook vrese en bekommernisse. Daar's in my lewe ook my eie planne. Ek het dit nog nie, ek's nog nie in die hemel nie. En terwyl ek hier is, gaan ek nog met aardse goed sukkel. Maar 'n ou moet op 'n plek kom. Ek het verlede jaar het ek op 'n rots gesit en oor 'n see gesit en uitkyk. En daar's 'n situasie in my groter lewe waar iemand vir wie ek baie lief is, absoluut verkeerde keuses maak. Absoluut verkeerde keuses maak en ek regtig van my kant af probeer om daai keuses te beïnvloed en vir die persoon te sê dis hoe jy moet. En die Here daai dag het hy vir my op daai rots gesê, jy weet dat ek jou keuses respekteer. Of jy reg kies en of jy verkeerd kies, ek respekteer jou keuses. Maar ek is altyd daar vir jou as jy die verkeerde keuse maak. Dit het tyd geword dat jy daardie mense se keuses respekteer, of dit reg is en of dit verkeerd is, want jy is nie beter as ek nie. En jy moet net daar wees dat hulle val. En ouens, ek kan vir julle sê, toe ek op daai rots sit, en ek dis soos hierdie pa wat sê, van ek moet vrekke, en daai las van hom afval vir sy seun se toekoms. Die oomblik toe ek vir die Here gee en sê, Here, ek respekteer hulle keuse. Ek sal net daar wees as hulle seer kry. Het ek vry geword. Maak hulle nog steeds die verkeerde keuses? Ja, sien ek dit? Ja, sien ek die nagevolge daarvan? Ja.
Maar maak dit my siek nie, want ek het dit vir die Here gegee. Wil jy nie vanoggend opstaan saam met ons en ons sluit die diens af. Met hierdie